Welkom aan almal vanoggend. Ek is weer bly om terug te wees op die kansel. My skrifgedeelte is vanoggend 1 Samuel 15 vers 1 tot 35. 1 Samuel 15 1 tot 35 en vanoggend se tema is gehoorsaamheid. Maar kom ons raak rustig net soos ons daar sit. Aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Amen. Het voel altyd so snaaks as ek die foto met die seun groet doen en dan slaan ek weer dadelik oor na die gebed toe. Dan klink dit nou asof vir julle twee gebede gebid het, maar die seun groet wat ek vir julle vanoggend voorgehou het, kom uit Petrus uit, eerste brief van Petrus uit. Julle kan dit gerus daar aan die begin gaan lees. Maar voor ek vir ons uit 1 Samuel 15 lees, kom ons maak ons oogies toe. Here, al is daar 'n koel liggie, dankie vir die paartjies vanoggend in die gebou. Ons beleef dit selfs in ons swart kerke, wat ek Vrydag met my bure gesels het, wat gesê het, baie hulle getalle ook geval het. Ek beleef ons Here dat mense dalk bang, maar dink tog ook dalk afvallig geraak het, dat dit ook maar dalk tekens is van die tye, Here. Maar ek kom bid vanoggend tot U, Here van die oes, dat U die werkers sal instuur om die oes in te samel. Ons, U kinders, gehoorsaam sal wees, gehoorsaam aan die groot opdrag wat U kerk gegee het. Dankie daarvoor, Here. Seën vanoggend die woord aan almal wat hier sit. Amen. In 1 Samuel 15. Samuel het vir Saul gesê, dit is vir my wat die Here gestuur het om jou tot koning oor sy volk Israel te salf. Luister na die woorde van die Here. So het die Here, die Almagtige, gesê. Ek het nie vergeet wat Amalek Israel aangedoen het nie, hoe hy Israel teengestaan het toe hulle uit Egipte getrek het. Gaan verslaan nou vir Amalek, jy moet alles wat hy het om die lewe bring. Jy mag jou oor hom nie ontferm nie, jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigling, bees en skaap, kameel en donkie. Saul het die manskappe opgeroep, hy het hulle by Telaim getel, 200 afdelings voetsoldate en 10 afdelings uit Juda. Ek dink dit was so meer as 200,000 soldate. Saul het by die woonplek van Amalekiete aangekom en sy manskappe laat stelling inneem by 'n spruit. Toe het Saul die Keniete laat weet, gee pad tussen die Amalekiete uit, sodat ek julle nie saam met hulle uit die weg ruim nie, want julle die Israeliete goed behandel toe hulle uit Egipte getrek het. Die Keniete het toe tussen die Amalekiete uit pad gegee. Saul het daarna die Amalekiete verslaan van Gawilla af tot waar 'n mens kom by Sur teenoor Egipte. Hy het vir koning Agag van Amalek lewend gevang, maar die volk om die lewe gebring. Saul en die manskappe het vir Agag gespaar en ook die mooiste klein vee en beeste en vetstes en die lammers en alles wat mooi was. Saul hulle wou dit alles nie om die lewe bring nie. Al die vee wat swak en waardeloos was, het hulle wel van kant gemaak. Toe het die woord van die Here tot Samuel gekom, ek is bedroef daaroor dat ek vir Saul koning gemaak het, want hy het van my al weggedraai en nie my opdragte uitgevoer nie. Samuel was ontstel en hy het die Here die hele nag
om uitkoms gesmeek. Die oggend het Samuel hom vroeg klaar gemaak om vir Saul te ontmoet. Iemand het vir Samuel vertel Saul het by Karmel gekom en nogal vir homself 'n gedenkteken opgerig. Daarna het hy omgedraai en is hy verby na Gilgal toe. Samuel het toe by Saul gekom en Saul het vir hom gesê: "Mag die Here u seën, ek het die opdrag van die Here uitgevoer." Samuel vra toe: "Wat vir 'n geblær van kleinvee is daar in my ore? En wat van die gebulk van beeste wat ek hoor?" "Hulle het dit van die Amalekiete afgebring," antwoord Saul. "Dit is die goed wat deur die manskappe gespaar is. Die mooiste kleinvee en groot vee om aan die Here u God te offer. Die res het ons van kant gemaak." En Samuel sê vir Saul: "Bly stil. Laat ek jou vertel wat die Here vandag vir my gesê het." Saul sê toe vir hom: "Praat maar." Toe sê Samuel: "Al is jy klein in jou eie oë, is jy tog die hoof van die stamme van Israel. Die Here het jou gesalf tot die koning oor Israel. Die Here het jou met 'n doel uitgestuur en hy het jou beveel: trek op, bring die sondaars, die Amalekiete, om die lewe. Jy moet teen hulle veg totdat jy hulle uitgeroei het. Waarom het jy nie die bevel van na die bevel van die Here geluister nie? En waarom het jy jou aan die byt vergryp en hierdie ding gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here?" Saul antwoord toe vir Samuel: "Maar ek het na die bevel van die Here geluister. Ek het gegaan om te doen waarvoor ek die Here my gestuur het. Ek het vir koning Agag van Amalek hierheen gebring, maar die Amalekiete het ek om die lewe gebring. Die manskappe het egter uit die byt kleinvee en beeste gevat, die bestes van die wat van kant gemaak moes word, om aan die Here u God in Gilgal te offer." Maar Samuel antwoord: "Is brandoffers en ander dieroffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêery, uitsinnigheid net so erg as die bedrog van afgoderry. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp." Saul sê toe vir Samuel: "Ek het gesondig en ek het die bevel van die Here en u opdrag oortree, omdat ek vir die manskappe bang was en na hulle versoek geluister het. Vergewe my tog my sonde en kom saam met my sodat ek tot die Here kan bid." Maar Samuel sê vir Saul: "Ek sal nie saam met jou gaan nie, want jy die woord van die Here verwerp en die Here het jou verwerp as koning oor Israel." Samuel het weggedraai om te loop, maar Saul het die punt van sy mantel gegryp en dit het geskeur. Toe sê Samuel vir hom: "Die Here het die koningskap van Israel nou van jou afgeskeur en dit gegee aan jou naaste wat beter is as jy. Die Ewige van Israel lieg nie en hy verander nie van gedagte nie, want hy is nie 'n mens dat hy van gedagte sou verander nie. Ek het gesondig," sê Saul toe. "Eer my tog net voor die leiers van die volk en voor Israel deur saam met my te kom, sodat ek die Here u God kan aanbid." Samuel het met Saul saamgegaan en Saul het die Here aanbid. Toe beveel Samuel: "Bring vir koning Agag van Amalek na my toe." Agag het opgeruim aan hom toe geloop en gesê: "Nou is ek nie meer bang dat hulle my sal doodmaak nie." Samuel het vir hom gesê: "Soos jou swaard vrouens kinderloos gemaak het, so sal jou ma onder die vrouens kinderloos wees." En Samuel het vir Agag in stukke gekap voor die Here in Gilgal. Samuel het na Rama toe gegaan, terwyl Saul na sy huis toe in Gibea gegaan het. Tot die dag van sy dood het Samuel nie weer vir Saul gesien nie. Samuel het oor Saul getreur en die Here was bedroef daaroor
dat hy vir Saul koning oor Israel gemaak het. Tot sover. Ek hoor my stem wel so regraak in Oesoes. Vanoggend se tema gehoorsaamheid. Die verklarende woordeboek gee twee betekenisse of verduideliking van die woord gehoorsaamheid. In die eerste plek is dit werkwoordelik. Met ander woorde, 'n aksie of 'n werk word verwag. Die bevele van 'n ander word uitgevoer. In die tweede plek is dit byvoeglik, met ander woorde, die gewilligheid om die bevele uit te voer. Voor ek kom by die teksgedeelte self en dan spesifiek die lewe van Saul, die eerste koning van Israel, teenoor die lewe van Dawid, die tweede koning van Israel. Stop net gou. Wil ek 'n paar opmerkings of waarnemings maak. In die Rigterstydperk, dit volg na die leiding wat Moses en Joshua die volk gelei het, was daar redelike wanhoopigheid in Israel en elke stam het vir hulle self geleef. Maar ons sien deur die lewe van die rigters dat God so by tye 'n persoon opgewek het om die volk te verlos. 'n Mens sou ook kon sê na Moses en Joshua het die volk gesukkel om as 'n eenheid te funksioneer. Hulle het eintlik gesukkel om as 'n volk te funksioneer. En dis juis in hierdie tyd waar Samuel dan ook die laaste rigter in Israel was, waar die volk van Israel 'n koning begeer het om oor hulle te heers. Ons lees in 1 Samuel 8:7, nadat Samuel met die versoek na die Here gegaan het, dat die Here vir hom gesê het, hulle het nie jou verwerp nie, hulle het my as koning oor Israel verwerp. Maar tog sê die Here, gaan en gaan salf vir hulle 'n koning. 1 Samuel 9 vers 17, toe Saul vir Samuel gesoek het op sy pa om oor sy pa se verlore donkies te praat, sê die Here vir Samuel, dit is die man vir wie ek jou gesê het, hy sal oor my volk regeer. Ons lees in 1 Samuel 10:20 dat Saul uit die stam van Benjamin was. In ons geleesde gedeelte sien ons dat die Here vir Saul verwerp het as koning, 1 Samuel 15:26. En toe Samuel nie met hom wou saamgaan nie, en hy het sy mantel geskeur, 1 Samuel 15:28, sê Samuel aan Saul dat die Here sy koningskap van hom afgeskeur het en aan een gegee het wat beter is as hy. En ons sien 'n paar gebeure waar die Here Saul getoets het. En telke male het Saul hierdie toets gefaal. En net die volgende hoofstuk sien ons dat die Here vir Samuel stuur om 'n ander koning te gaan salf. En hier kom die verskil so duidelik na vore, 1 Samuel 16:7. Hoor wat sê die Here vir Samuel. Maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Nadat Samuel Dawid gesalf het, staan daar, was die Gees van God met hom gewees van daardie dag af. En ons weet dat Saul het eintlik maar nog 'n paar jaar geregeer nog voor Dawid koning geword het in Israel. En ons weet Dawid was eers later koning net oor Juda en oor Benjamin, en later is hy gekies om oor die hele Israel te regeer, altesaam 40 jaar. 7 jaar in Juda
en die ander 33 jaar in Israel. Ek wil hoor julle moet hoor wat staan in Genesis 49 vers 8 tot 12. Jakob, Israel, lê op sy sterfbed en al sy seuns sit voor hom en hy's besig om hulle te seën, maar ek lees daar vanaf vers 8. Juda, dit is jy vir wie jou broers sal eer. Jy sal jou vyande onderwerp en jou broers sal voor jou buig. Jy is 'n leeu, my seun Juda, wat van die prooi wegstap. Jy rek jou uit, jy gaan lê rustig soos 'n leeumannetjie wat deur niemand opgejaag word nie. Jy sal altyd heers, jy sal aanhou regeer totdat Silo kom, die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. Hy maak sy rydier vas aan 'n wingerdstok, sy donkie aan die beste wingerdstok. Sy klere is so rooi soos wyn, sy koningskleed so rooi soos druiwesap. Sy oë is donkerder as wyn, sy tande witter as melk. Wat gebeur hier? Ons moet eintlik verstaan dat as jy daai gedeelte mooi gaan lees, was dit 'n toekomsvoorspelling, 'n toekomsseën wat Jakob oor sy 12 seuns uitgespreek het en wat waar geword het in Israel. Saul is uit die stam van Benjamin, terwyl Dawid uit die stam van Juda is. En reeds met daardie gebed of daardie seën van Jakob in Genesis 49 onder leiding van die Heilige Gees, want ons weet die Gees van God is die outeur van die Bybel. Al het menshande dit geskryf dat die troon in Juda gesetel sal wees en nie in een van die ander stamme nie. Die volk wou 'n koning hê, terwyl hulle God as koning verwerp en hy gee vir hulle 'n koning volgens hulle harte, volgens Israel se begeerte. En juis hier in 1 Samuel 15 sien ons God vir Saul finaal verwerp as koning nadat hy al op 'n vroeë geleentheid die geleentheid gehad het om gehoorsaam te wees aan God. En telke male het hy verbrou. Ons lees in die boek van Samuel dat Saul berou gehad het oor die koningskap wat God van hom af weggevat het. Maar Saul het nooit berou gehad oor die sonde wat hy gedoen het nie. Juis ook in Genesis 49 lees ons van Silo, die een wat vir ewig sou heers. Christus Jesus, die leeu van Juda, dis waarvan hier gepraat word. Weet julle, ek wil vir julle sê, die Ou Testament is nie net 'n mooi klomp stories nie. Die Ou Testament is God se heilsplan met Israel en die ganse mensdom. As ons Christus nie in die Ou Testament kan raaklees nie, dan is dit maar net stories. So is die eerste 2 konings van Israel, Saul uit die stam van Benjamin, hy is ook gekies soos wat Israel hom wou hê uiterlik, terwyl Dawid uit die geslag van Juda, God het homself gekies, want God het na sy hart gekyk en geweet dat hy elke voorneme van hom sou vervul of dit sou uitvoer. Daarom het God hom beloof vir Dawid dat niemand op sy troon sou ontbreek totdat Christus Jesus gekom het. So kan 'n mens ook hierdie vervulling van Jakob se gebed sien in die geskiedenis van die konings van Israel. Selfs toe Israel in 2 ryke verdeel het, toe Salomo gesondig het, die Noordryk en die Suidryk. Noordryk 10 stamme van Israel, Suidryk was Juda
en Benjamin gewees. In die Suidryk het die koning altyd uit die geslag van Dawid gekom, terwyl die Noordryk was daar altyd 'n wisseling van koning. Daar was nie 'n geslagslyn gewees nie. En ons sien dit ook baie mooi geïllustreer in Matteus 1:17. Altesaam was daar dus 14 geslagte van Abraham tot by Dawid en 14 van Dawid af tot by die Babiloniese ballingskap en 14 van die Babiloniese ballingskap af tot by Christus. Nou kan ek die vraag vra: hoekom word die lewensgeskiedenis van hierdie twee konings van Israel so breedvoerig opgeteken in die twee boeke van Samuel en dan in 'n gedeelte in die eerste boek van Konings? Die een het God verwerp. Die ander een het hom aangeneem. Die een was ongehoorsaam aan hom, terwyl die een gehoorsaam was aan hom. Die een was die keuse van mense wat mense wou gehad het. Die ander was God se keuse self. En God het nie soos die mens beoordeel nie, maar God het die hart van Dawid deursoek. Een wat God se voorneme sou uitvoer, 'n man na God se hart. God kyk verder as wat ek en jy kyk. Want uit die geslag van Dawid het die Messias gekom. Kom ons kyk vanoggend na hierdie gedeelte, maar voor ek voortgaan, hoor julle wat ek vanoggend vir julle gesê het? Al het hy Saul gekies, omdat dit die hartsbegeerte van die volk was, sou die leierskap waardeur die Messias gekom het, nooit deur enige ander stam in Israel wees nie, behalwe deur die stam van Juda. En Saul was nie uit die stam van Juda nie, maar hy was uit die stam van Benjamin gewees. Daarom het die Here 'n man na God se hart gesoek en hy het vir Dawid gevind, wat uit die stam van Juda gekom het, waaruit die koningskap gekom het en waaruit deur uiteindelik die Messias gekom het. Maar kom ons gaan kyk na hierdie gedeelte. In 1 Samuel 15 sien ons dat die Here het Saul se hart getoets. En dis nie net dat God Saul verwerp het, maar die Here het vir Saul kansse gegee, en telke male het Saul hierdie kansse verbrou. 1 Samuel 13 sien ons dat Saul die offer self gebring het wat hom nie geoorloof was nie, want hy was in geveg gewees en toe die manskappe afvallig van hom geraak, en hy het bang geraak, want Samuel het nog nie gekom nie. Hoekom het Samuel nog nie gekom nie? Want die Here was besig om Saul se hart te toets, om te kyk of hy sal uitvoer dit wat die Here vir hom gesê het hy moet doen. Tog kom God weer in ons geleesde gedeelte in 1 Samuel 15 vers 1. Dit is vir my wat die Here gestuur het, dis wat Samuel nou vir Saul sê, om jou as koning oor Israel te salf. God gee aan Saul die opdrag om die Amalekiete met die banvloek te tref. Hoekom? Want ons lees toe Israel van slawerny bevry was, toe hulle deur die land van Amalek wou gaan, toe die Amalekiete hulle teëgestaan, hulle het hulle eintlik lelik behandel, wat Israel heeltemal 'n ander pad moes volg. Om met die banvloek getref te word, beteken dat daar die hele nasie, mans, vrouens, kinders, ou mense, diere en hulle besittings doodgemaak moet word.
en verbrand word. En daardie daad van gehoorsaamheid sal 'n offer aan God wees. 'n Mens sou dink dat God wreed was in dit wat hy van Israel verwag het. Op die oor klink dit of God wreed was in dit, die versoek wat hy vir Saul gerig het, om niemand te verskoon nie, om alles voor die voet dood te maak en te verbrand. Ons weet die Here het vir Joshua, spesifiek vir Joshua gesê, al die lande en die nasies wat julle in besit moet neem, moet julle tref met die banvloek, julle moet hulle uitroei, want as julle dit nie gaan doen nie, en dit het ook gebeur, ons lees dit later in die geskiedenis in die boek Joshua, dat van die volke het agtergebly, en daardie volke het Israel afvallig gemaak van die Here. Die sondige nasies het Israel, wat afgesonderd was vir die Here, afvallig gemaak van die Here. Ek en jy sal God se handeling met Israel beter verstaan, as ons gaan kyk na die heilsgeskiedenis van Christus Jesus. Toe Christus daar aan die kruis gehang het, was hy die volmaakte sonder sonde. Waar God die Vader al die oordeel van sonde op sy seun daar aan die kruis losgelaat het. Hy daar gehang, nie net aan 'n kruis nie. Hy het al ons sondes op hom geneem. Hoekom lees ons dit? Want God is heilig in wese. Petrus skryf, wees heilig, want ek is heilig. 3 maal heilig is die Here, sê die boek Openbaring. Ons weet dat God sonde haat. Daarom het hy die hel gemaak vir Lucifer en sy gevalle engele en vir hulle wat bestem is om verlore te gaan. Maar tog lees ons in hierdie gedeelte in Samuel dat Saul nie die opdrag uitgevoer het nie, nie omdat hy die mense jammer gekry het nie. Saul was gierig geweest. Want ons sien dat Saul 'n gedenkteken van homself laat oprig het. Hy het na daai mooi diere gekyk en gesê, hoe kan ons hierdie diere van kant maak? Ek gee nou my eie interpretasie. Saul was gierig geweest. Saul was nie gierig geweest om die wil van die Here te doen nie. Hy het bloot gedoen dit waarvoor hy geroep was om in oorlog uit te gaan. En ons weet in daardie tye het lande of manne wat in oorlog uitgegaan het hulle vir hulle dit wat hulle in die stad gevind het vir hulle self as byt gemaak. Dit was hulle beloning gewees. Dit was hier in 1 Samuel 15 geensins Saul se voorneme gewees om dit als te doen nie. Al lees ons daarso en hy sê die manskappe het die beste van die diere gehou as offer aan God. Maar julle mooi die woordspeling onthou, dan sê hy, die een keer praat hy van sy God en die ander kere praat hy van u God as hy met Samuel praat. Ons sien juis in verse 10 en 11 dat God bedroef was dat hy Saul koning gemaak het. Samuel was toe nog nie daar gewees nie. Samuel het hom die vorige dag of 2 die opdrag gegee om die Amalekiete aan te val. En toe hulle dit gaan doen het en die Here het gesien wat daar gebeur het, het hy na Samuel toe gekom en gesê,
Ek is bedroef dat ek Saul as koning oor Israel gesalf het. Hoe lyk Saul se hart nog? Vers 12 het ek gesê, het hy vir hom 'n gedenkteken opgerig. In vers 18 sê Samuel baie duidelik aan hom dat hy die Amalekiete geheel en al met die bandvloek moes getref het. Ons verstaan nie 100% die rede hoekom God dit gedoen het nie. Maar dit was die opdrag vir Saul gewees, om die Amalekiete geheel en al met die bandvloek te tref. Samuel wys vir Saul dat gehoorsaamheid aan God se bevele is beter as om offers te bring, en die hart is in elk geval nie oprig nie. Vers 22. Samuel gaan verder in vers 23 en sê, weerspannigheid is net soos die sonde van waarsêery. Wat is weerspannigheid? Dis om ongehoorsaam te wees. Dis eintlik nog meer as dit is om koppig en selfs opstandig te wees. Jesaja 65:11-15 sê 11-15 sê, moenie jou lewe ophou met die dinge wat geluk bring nie, maar nee, laat jou vertroue aan die Here oor. Eie sinnigheid is net so erg soos die bedrog van afgoderry. Eie sinnigheid is om koppig te wees, te geneig om jou eie kop te volg. Dis wat Saul gedoen het. Saul was weerspannig. Hy was opstandig teen die wil van God. Saul was eiesinnig, het sy eie kop gevolg. Samuel het eintlik vir Saul kom wys wie hy in die diepste is. Sy aksie het dit eintlik gewys. Dawid se lewe daarteenoor was tog nie sonder sonde gewees nie. Ek het al so baie Dawid se lewe gebruik. Dawid het vele male teen die Here oortree, maar ons sien elke keer die lewe van Dawid het hy berouvol na die Here teruggekeer. Psalm 51, toe hy met oorspel betrap was. Het gehoorsaamheid vir my en vir jou as Nuwe Testamentiese gelowige verander? En die antwoord bly nee, om gehoorsaam te wees aan die Here, aan die woord van die Here. Met een groot verskil. Christus die volmaakte offer, wat eenmaal vir my en jou sonde geoffer is, waardeur ek en jy vrygespreek en die vryspraak kan ontvang. Beteken dit dat ons na hartelus mag sondig? Nee, Paulus skryf Romeine 5 en 6. Ons wat dood is vir die sonde, hoe kan ons nog daarin voortlewe? Johannes skryf dit ook in sy eerste brief. Romeine 12 sê, laat julle denke vernuwe word deur Christus Jesus. Is die erfsmet van sonde nog in ons lewens aanwesig? Absoluut. Kan ons in oorwinning oor sonde leef? Ja, 1 Korintiërs 10:13. Want saam met die versoeking is ook die uitkoms. Om gehoorsaam aan God te wees, is om binne sy wil te lewe. En sy wil vir my en vir jou is in die Bybel vervat. Daar's nog soveel eintlik om te sê. Maar ek wil graag afsluit vanoggend met die volgende. Leef jy soos Saul of leef jy soos Dawid? Amen. Kom ons maak ons oë toe. Here, ek dink ons almal moet sê, baie keer maak ons soos Saul.
Partykeer maak ons soos Dawid. Gee u kerk die genade, Planters NG Kerk, die genade in hierdie dag af vorentoe, om te leef soos wat u van ons verwag. As ons vervolg word vir ons geloof, Here, dat ons sal staande bly. Dat ons nie sal optree soos die ander een nie, maar dat ons in liefde na mekaar toe sal uitreik. Help ons, Here, om elke dag in woord en gebed saam met u tyd te maak. Ek wil ook vra, Here, dat u hierdie kosbare dag, hierdie Sondag, waar ons weer begin het met die nuwe kwartaal, dat u dit sal seën tot eer van u naam. Here, dat u in ons lewens in harte sal werk, dat die evangelie nie net by ons sal bly nie, maar dat ons sal uitdra daar waar ons werk, daar waar ons is, daar waar ons gaan. En dat ons op ons knieë sal bly en soeke na u aangesig, Here. Daarom vra ek weer, Here, ek dink nie die kerk sal ooit op so 'n laagtepunt soos wat dit in ons dag vandag is nie. Daarom is my hartsgebed vanoggend weer, Here, nie net in ons NG Kerk nie, maar dat u vir ons herlewing sal gee, sodat ons gehoorsaam mag wees aan u groot opdrag. Dankie dat ek hierdie dinge van u mag vra, in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.